Kom ons bid saam. Here, ons het sopas gesing dat U heilig is. En Here, ons kom in U heilige teenwoordigheid, ook in hierdie oggend. En Here, ons bid dat ons iets van dit wat Johannes ervaar het, toe hy hierdie boek geskryf het, ook vandag sal ervaar. Aan die een kant die wete dat ons in die heilige teenwoordigheid van God is, maar Here ook dat ons met vrymoedigheid na U troon toe kan gaan. Here, ons bid dat U ons sal seën tydens hierdie erediens, dat U naam verheerlik sal word. Ons bid dit in U naam. Amen. Geliefdes, ons is nou so by die laaste gedeelte van Openbaring, die laaste paar hoofstukke. En ons lees in hierdie laaste gedeeltes hoofsaaklik wat God gaan doen met al die bose mense, al die bose dinge, al die slegte dinge. Verlede Sondag het ons gesien daar aan die einde van hoofstuk 16, dat al die goddelose mense, dan oor al die mense wat die teken van die dier dra, of op die hand, of op die voorkop, almal wat met ander woorde Satan dien, dat God met hulle afhandel, hulle is tot niet gemaak. Vandag gaan ons sien in hoofstuk 17 en 18, wat God met die sedelose Babylon gaan aanvang. Volgende week kom ons dan uit by die dier uit die see, die dier uit die land, hoe hulle dan vernietig word, en dan die week daarna, by hoofstuk 20, gaan ons sien wat God met Satan, die draak, gaan aanvang. Nou, toe ons met Openbaring hoofstuk 12 besig was, het ek genoem dat daar 8 hoofkarakters in hierdie laaste paar hoofstukke is, van hoofstuk 12 tot by hoofstuk 22. Hoofsaaklik 8 hoofkarakters. Ons het gesê, dis die drie eenheid, die Vader, Seun en die Heilige Gees, en dan saam met hulle die kerk van die Here Jesus. En dan aan die ander kant het ons gesê, is daar die bose trio, die draak, die dier uit die see en die dier uit die land uit, en dan saam met hulle weer Babylon, wat ons nou wil weet in hierdie tyd eintlik maar 'n skuilnaam vir Rome is. Kom ons lees daar die eerste paar verse van Openbaring hoofstuk 17. Ons gaan daar lees vanaf vers 1 tot die eerste gedeelte van vers 9. Toe het een van die 7 engele, wat die 7 bakke het gekom en met my gepraat. Kom het hy gesê, ek sal jou wys hoe die oordeel voltrek word oor die berugte sedelose vrou, wat by baie waters bly, en met wie die konings van die aarde onsedelik verkeer het. Die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar onsedelikheid. Ek is toe deur die Gees meegevoer, en die engel het my na die woestyn toegeneem. Daar het ek 'n vrou gesien wat op 'n helder rooi dier sit. Die dier was oortrek met godslasterlike name, en het 7 koppe en 10 horings gehad. Die vrou was uitgedos in pers en helderrooi klere, en opgetooi met goud, edelstene en parels. In haar hand het sy 'n goue beker vol losbandigheid gehad, die onreinheid van haar onsedelikheid. Op haar voorkop was haar naam geskrywe, en dit het 'n verborge betekenis. Die naam was Groot Babylon, die moeder van die sedeloses en van die losbandigheid op die aarde. En ek het gesien dat die vrou dronk is van die bloed van die gelowiges, van die bloed van die mense wat vir Jesus getuig het. Toe ek haar sien, het ek my baie verwonder. Die engel sê toe vir my, waarom verwonder jy jou? Ek sal jou vertel wat die verborge betekenis is van die vrou en van die dier wat haar dra, wat die 7 koppe en die 10 horings het. Die dier wat jy gesien het was eers en is nie nou nie. Hy gaan uit die onderaardse diepte uitkom en gaan na die verderf toe. Die bewoners van die aarde, wie se name nie van die skepping van die wêreld af in die boek van die lewe geskrywe staan nie, sal verwonderd wees as hulle die dier sien, want eers was hy en nou is hy nie, en tog sal hy wees. Hier is verstand en wysheid nodig. Die 7 koppe is 7 berge. Geliefdes, soos ek gesê het, ons weet nou al in hierdie tyd dat die naam Babylon
eintlik maar net 'n skuilnaam is vir Rome, en dit word vir ons hier in vers 9 bevestig, as daar gesê word, dat die 7 koppe die 7 berge is. Nou, dit is alom bekend dat Rome, die stad Rome, eintlik op 7 heuwels gevestig is. As jy nou daarso kom, ek was nog nie daar nie, maar as ek al foto's gesien, dan is daar vreeslike op en af gedeeltes in Rome, en dit is maar omdat hy so op die heuwels gebou is. Maar wat vir ons belangriker is hier, is dat daar gesê word dat die vrou, en Babylon word nou hier uitgebeeld as 'n vrou, dat sy bo op hierdie 7 heuwels sit. Wat eintlik dan vir ons 'n aanduiding is daarvan, dat sy beheer uitoefen oor alles wat in Rome gebeur. Nou in die tyd van Openbaring was Rome juis die toonbeeld van alles wat sleg is. Soos ek genoem het, Johannes beeld Babylon uit as 'n vrou, of Rome dan, as ons so wil sê. As ek van Babylon praat, dan bedoel ek Rome, as ek van Rome praat, dan bedoel ek Babylon, want dit is een en dieselfde plek. Nou, julle sal onthou ook dat in Openbaring 12 het ons gesien dat daar ook op daai stadium van 'n vrou sprake was. Toe is die kerk van die Here Jesus uitgebeeld as 'n vrou. En dit was volgens Openbaring 12 vers 1 'n rein en edele vrou, 'n vrou met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Nou in teenstelling met hierdie vrou, en dit is baie doelbewus wat Johannes dit so doen, in teenstelling met hierdie rein edel vrou, die goeie vrou van Openbaring 12, word Babylon uitgebeeld as 'n slegte vrou. Hoor net hoe beskryf Johannes haar. Vers 3 sê dat sy op die rug ry van die dier wat uit die see uitkom. Dit is met ander woorde die anti-kris. Verder sê vers 4 dat sy uitgedos is in pers en helderrooi klere, die kleur van die koninklik is, en dat sy opgetooi is met goud, edelstene en parels. En dan in haar hand, sê Johannes vir ons, het sy 'n goue beker vol losbandigheid, die onreinheid van haar onsedelikheid, en sy maak al die goddelose mense van die wêreld dronk van haar onsedelikheid. Dis 'n verskriklike uitbeelding van hierdie vrou. Sy probeer aan die een kant voorgee dat sy deel is van die Romeinse adellikes, met daai klere wat sy aan het, daai persklere wat meer vereenselwig word met koninklikes, so sy probeer haarself uitbeeld as 'n goeie vrou en hierdie wonderlike vrou, hierdie sterk vrou, maar wat Johannes vir ons sê, is dat sy deur en deur net sleg is. Johannes sê haar naam is Groot Babylon, die moeder van die sedeloses en van die losbandigheid op die aarde. Afgodediens, losbandigheid en sedeloosheid was in Rome aan die orde van die dag gewees. Daar's mos sekere plekke, as jy nie die naam hoor, dan onmiddellik dan assosieer jy dit met iets wat sleg is. Jy praat van Colombia, dan weet jy onmiddellik, dis 'n plek met dwelmkartelle en 'n plek van waarheid, van waar dwelms dwars oor die wêreld versprei word. Jy noem die naam Las Vegas en onmiddellik in jou kop sien jy die prentjie van dobbelhuise, jy sien die hotelle in die neonligte wat daar flikker en waar mense dan hulle geld gaan uitdoppel. Praat van Hillbrow in Johannesburg, en dan dink jy aan prostitusie, jy dink aan dwelms, jy dink aan dronkenskap. Noem Rome in die tyd van Openbaring aan die Christene, en jy dink onmiddellik aan sedeloosheid, losbandigheid en afgodediens in hulle ergste forme. Ek wil sê regtig, daar is baie geskryf oor daai tydperk, daar's ook baie beeldhouwerk wat nog steeds bestaan oor dinge wat in daai tyd gebeur het. Dis eintlik erger as wat mens baie keer geneig is om te dink. En natuurlik is dit waar dat baie van die dinge wat in Rome gebeur het, nog steeds in ons dag voorkom. Sedeloosheid, losbandigheid, dit kom om elke hoek en draai voor in ons land en in die wêreld. Hedendaagse tegnologie het gemaak dat hierdie lewenswyse tot in ons eie huise ingebring kan word. Vroeger jare moes jy 'n besluit neem, as jy gekies het vir so 'n lewenstyl, moes jy
moes jy uitgaan uit jou huis uit, jy moes na 'n plek toe gaan waar jy wat ook al wou beoefen het. Deesdae word dit ingebring in jou huis in. Op jou selfoon druk jy op die skerm en dis daar. Met jou rekenaar druk jy die enter knoppie en dis daar. Jy word onmiddellik blootgestel aan hierdie donker wêreld van losbandigheid, waarvan ons ook hier lees in Openbaring. Op ons TV-skerms is daar deesdae baie min wat taboe is. Rolprente se gewildheid hang in 'n groot mate daarvan af, hoeveel seks en naaktonele in 'n fliek gebruik word, om dan nie eens te praat van die taalgebruik in baie van hierdie rolprente nie. Soos in Rome van destyds, bly seksuele sondes en seksuele versoekings nog steeds een van die mees effektiewe wapens wat Satan gebruik om mense tot 'n val te bring. Gaan lees maar jou koerante waar ook al, op internet of waar ook al, maar gaan lees jou koerante, byna daagliks is daar nuusberigte oor politici, oor onderwysers, mense in hoë posisies, selfs predikante en kerkraadslede, wat iewers in die slaggat van seksuele sondes geval het. Maar dan behalwe vir hierdie letterlike betekenis van sedeloosheid, kom Johannes en hy heg ook 'n ander, kom ons sê 'n figuurlike betekenis daaraan. En dan gaan dit oor afgodediens. Baie keer as Johannes praat van sedeloosheid en sedeloosheid in Rome, dan bedoel hy eintlik ook afgodediens wat daar plaasgevind het. En ons het mos in die afgelope weke baie keer gehoor van hierdie Romeinse keisers en hoe hulle daarop aangedring het dat hulle as gode beskou moet word, hoe dat daar beelde van hulle gemaak is. Julius Caesar, wie se beeld selfs in die tempels opgerig is. Domitianus, die keiser wat juis geheers het terwyl Openbaring geskryf is, wat daarop aangedring het dat hy as Here en God aangespreek moet word. Maar reeds in die vroeë kerk is afgoderry ook op 'n ander manier verstaan. Ook by hulle het dit nie net gegaan oor of jy fisies voor 'n beeld gaan buig nie, maar 'n klomp ander dinge het in hulle koppe opgekom as hulle dink aan afgodediens. Paulus sê dit so in Kolossense 3 vers 5. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. En in 1 Petrus 4 vers 3 lees ons daar, in die verlede, toe julle nog heidene was, is julle lewe lank genoeg beheers deur julle heidense begeertes, losbandigheid, welis, dronkenskap, swelg en drinkpartye en afskuwelike afgoderry. Met ander woorde, wat hulle vir ons sê is gierigheid, welis, dronkenskap, losbandigheid. Al daai dinge wat so dikwels voorkom nog steeds. Enige iets wat voorkom waarin God 'n tweede plek moet inneem in jou lewe, dat al daai dinge eintlik beskryf word as afgoderry. So Babylon is nou vir ons 'n uitbeelding van die sekulêre wêreld met al sy verleiding, of dit nou geld is, of dit seks is, of dit soeke na mag is. Babylon verteenwoordig al hierdie dinge, al die verkeerde dinge wat daarmee verband hou. En die duiwel weet dat selfs Christene en die kerk voor hierdie versoekings kan swig. En daarom word dit nog steeds deur die duiwel gebruik om mense tot 'n val te bring, 'n poging om die kerk van die Here Jesus tot 'n val te bring. Oral waar jy te doen het met iets wat nie meer gaan oor God nie, iets wat vir jou belangriker is as God, dan is ons besig met afgoderry. Openbaring 18 gaan nou nog so bietjie dieper in hierdie onderwerp in. Want Rome was ook bekend vir sy handel en florerende ekonomie wat hulle gehad het. Maar so dikwels waar jy te doen het met hierdie tipe van geld, met hierdie tipe van rykdom, is dit juis hierdie materiële voorspoed, wat daartoe bydra dat mense van die Here afvallig word. Was dit nie presies die probleem in die gemeente in Laodicea gewees nie?
Daardie mense wat so behep geraak het met hulle geld, die Christene, die kerk, wat so behep geraak het met hulle geld, dat God nie meer plek gehad het in hulle lewens nie. Daar in Openbaring 3 vers 17 het ons gelees, julle sê ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie, dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. En dieselfde gebeur vandag. Is ekonomiese voorspoed nie juist dikwels die oorsaak daarvan, dat mense eintlik vir hulle self sê, ek het nie die Here meer nodig nie, ek is heeltemal goed af, soos wat ek is, ek het geld, ek het besittings, ek het eintlik alles wat ek nodig het, om vir myself te sorg. Ek het nie meer nodig, om vir alles in my lewe op die Here te vertrou nie. En geliefdes, moenie my verkeerd hoor nie. Ek sê nie dat dit sonde is om materiële besittings te hê nie. Ek sê ook nie dat dit sonde is om selfs groot rykdom te hê nie, baie geld te hê nie. Maar een ding weet ek, en dit het ek gesien in baie jare wat ek 'n predikant is, wat ek met mense te doen gehad het. As die Here ons vertrou met rykdom, as die Here ons vertrou met materiële besittings, dan het ons 'n verantwoordelikheid om vir die Here te bid en vir die Here te vra, help vir my om dit wat U vir my gegee het, om dit wat U aan my toevertrou het, met verantwoordelikheid te gebruik teenoor U. Help dat hierdie dinge nooit vir my belangriker sal word as my verhouding met U nie. In hoofstuk 18 vers 4 word die gelowiges beveel om weg te vlug uit Babylon. Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die pla wat oor haar kom, julle ook tref nie. Ander vertaling wat ek het, staan daar geskryf, my volk gee pad uit haar blyplek. Gee pad, vlug weg, maak dat julle wegkom. Paulus waarsku ons in 2 Korintiërs 6 vers 14, moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Die waarskuwing wat oor en oor uit die Bybel uitkom, dat as jy 'n kind van die Here is, moet jou lewe anders wees as mense wat die Here nie ken nie. En dit beteken nie dat ek nou myself moet gaan afsonder op 'n eiland, iewers 'n eiland gaan soek en daar op 'n eiland gaan bly, sodat ek kan wegkom van al hierdie sondige mense nie. Nee, dis nie wat bedoel word nie. Ons kan dit in elk geval ook nie reg kry nie. Maar God waarsku ons. Moenie met sonde speel nie. Sonde is nie jou speelmaat nie. Paulus waarsku die jong Timoteus in 1 Timoteus 6 vers 9, maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid. Ons almal onthou mos toe Hansie Cronje destyds droog gemaak het en hy uiteindelik verhoor is hoe hy op 'n stadium gesê het, the devil made me do it. Nee, broer en suster, dis nie die waarheid nie. Natuurlik gaan die duiwel alles in sy vermoë doen om ons te verlei, te mislei, om ons te probeer so ver kry om sonde te doen. Maar die opdrag van God is, vlug weg daarvan af. Moenie gaan speel met daai goed nie. Want iewers gaan jy jou vingers verbrand. Vlug weg van die sonde af. Vlug weg van die versoekings af. Nou weet ek dat dit altyd maklik is om oor ander mense se sondes te praat. En dalk is dit tyd dat ons ook vir die Heilige Gees vra om met ons te praat, met elkeen persoonlik te praat, om vir ons te help om in diepte na onsself te gaan kyk en onsself met eerlikheid voor die Here te gaan ontbloot en vir die Here te vra, Here, wat is dit in my lewe? Wat sien U nog in my lewe wat besig is om tussen my en U te staan? Wat is daar in my lewe
waarvan ek moet wegvlug. Miskien is dit 'n humeur waarmee jy sukkel, wat jy sukkel om te beteel. Dalk is kinder vir jou 'n probleem. Kwaadpratery. Dalk geldgierigheid. Dalk een of ander vorm van afhanklikheid in jou lewe. Alkohol, pornografie. Ek oordeel niemand nie. Al wat ek sê is, kom ons begin kyk na onsself. Kom ons maak dit iets van ons dissipline saam met God. Om vir die Here te sê, Here, en as daar nog goed in my lewe is, waarmee U nie gelukkig is nie, help vir my om dit raak te sien. Help vir my om daai versoekings te oorkom. Help vir my dat ek in gehoorsaamheid en in verbondenheid met U sal leef. Nou terwyl hierdie sedelose vrou ten doel het om mense tot sonde te verlei, ook Christene, om ook hulle te verlei tot sonde, is die dier waarop sy sit, die Antichrist, se doel om die Christene te vervolg. Hy het 'n doel om vir ons as Christene eintlik in vrees te laat leef, om ons bang te maak daarvoor, dat as ons nou gaan opstaan vir ons geloof, as ons gaan praat oor ons geloof, dat ons op een of ander manier te nagekom gaan word. In Johannes se tyd, ons het al baie voorbeelde genoem daaroor, was die vervolging baie erg geweest. Daar's dele van die wêreld waar dit nog steeds vandag baie erg is. Maar ek het gevind dat in my eie lewe is dit baie keer net die vrees wat hou het om uit te praat, om te sê, maar dit is wat ek glo, dit is wat die Bybel vir my leer, dit is wat die Here vir my sê, hoe ek moet leef. Want baie keer kom jy agter dat jy nie die meerderheid aan jou kant het. As jy voortdurend wil sê, dit is wat die Here van ons vra, en dit is wat die Here vir ons sê, hoe ons moet lewe nie. Ek het gevind, dat as ek praat daaroor om te sê, dat ons die voorbeeld van Jesus Christus moet navolg, soos wat hy vir ons daarin in Filippense 2, Paulus dit daar vir ons vertel, dat ons onsself moet verneder, dat ons soos Jesus 'n diensknegt moet word in die wêreld. Dit is nie 'n gewilde boodskap om oor te dra nie. Ek het gevind dat as ek sou praat oor Johannes 13, waar Jesus neergebuig het en sy disippels se voete gewas het, selfs Judas Iskariot se voete gewas het, dat dit nie 'n gewilde boodskap is nie. Dis nie 'n boodskap wat deur die meerderheid mense verkondig word en aanvaar word en gesê word, maar dit kan ek sien, is wat die Here van my verwag om te doen in my lewe nie. En dan praat jy baie keer teen die meerderheidsstemme in. So hierdie sedelose vrou, Babylon en die dier stel alles voor wat vir die kerk van Jesus Christus 'n gevaar inhou. En die vrou en die dier het een doel voor oë, om die gelowiges te kry om op te hou glo in die Here Jesus. Het sy deur die verleiding van sonde of die vrees vir vervolging. Ons lees nou verder daar Openbaring 17 vanaf vers 9. Hier is verstand en wysheid nodig. Die 7 koppe is 7 berge. Daarby hulle het die vrou haar setel. Verder is hulle ook 7 konings. So hierdie koppe het nou 'n dubbele betekenis. Een kant stel dit die berge voor, maar dit stel ook 7 konings voor. Die eerste 5 het geval, die 6de is nou hier, die ander een het nog nie gekom nie, en wanneer hy kom, moet hy 'n kort rukkie bly. Die dier wat eers was en nie nou is nie, is self die 8ste. Hy hoort by die 7 en gaan na die verderf toe. Die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings. Hulle het nog nie die koningskap gekry nie, maar hulle kry saam met die dier 1 uur lank gesag as konings. Hulle het een en dieselfde doel voor oë en hulle stel hulle mag en gesag tot die dier se beskikking. Hulle sal teen die lam oorlog voer, maar die lam en saam met hom die wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat hy die Here van die heersers en die koning van die konings is. So Johannes kom daar en hy gee vir ons 'n verklaring van die 7 koppe en die 10 horings van die bose dier waarop hierdie onsedelike vrou sit. Johannes sê die 7 koppe stel 7 konings voor, eintlik 7 keisers,
van die Romeinse Ryk, wat mekaar een na die ander opgevolg het in Rome. Nou wie hierdie keiser presies is, kan ons maar net raai. Dis in elk geval nie so belangrik nie. As Johannes dit nie geskryf het nie, wil ek sê, maak dit eintlik nie vir ons regtig saak nie. Dis nie die boodskap. Die boodskap gaan nie oor die name hiervan nie. Dat wel belangrik is dat ons weet dat nie een van hierdie keisers in staat was om tot in ewigheid te regeer nie. Elkeen van daai keisers het iewers tot 'n val gekom. En as Johannes daarop wys dat die 7de een nog moet kom, dan wys hy ook onmiddellik daarop dat hy net vir 'n klein rukkie sal regeer. Weereens 'n boodskap van vertroosting vir die gelowiges wat bedreig gevoel het deur dit wat in die wêreld aan die gang is. Die 10 horings, sê hy, stel 10 konings voor, maar in hierdie geval nie 10 konings wat een na die ander regeer nie, maar gelyktydig, op dieselfde tyd, maar net op verskillende plekke. Maar nou, ons weet mos nou al in hierdie tyd, 10 is in Openbaring maar die getal van volledigheid, so dit gaan nie oor 10 koninkryke of 10 regerings of so nie, dit gaan oor alle regerings, alle koninkryke waarin die Here nie gedien word nie. Wat Johannes met ander woorde eintlik vir ons hier wil sê, is dat die anti-kris se mag nie net gaan oor enkelinge nie, maar dat dit ook baie keer sal gaan oor regerings, oor koninkryke, oor 'n land waarin die anti-kris die eintlike regeerder is. En nie net in ons tyd nie, maar deur die loop van die eeue. Elke keer as jy te doen gehad het met 'n koninkryk, met 'n dinastie, met 'n regering wat die Here nie geken het nie, wat die Here nie gedien het nie, dan vorm dit deel van hierdie 10 konings waarvan hier gepraat word. Konings en koninkryke en regerings wat volhardend hulle eie eer soek, hulle eie mag soek, en wat eerder die draak sal dien, as om die Here te dien. Maar, het julle gehoor wat Johannes sê, hoe lank hulle regeer? Johannes sê in vers 12, hulle kry net 1 uur lank gesag as konings. Hulle regeringstyd hier op aarde, met ander woorde, sê Johannes vir ons, alhoewel dit mag lyk asof dit verskriklik is, alhoewel hulle in staat is om die hele wêreld deurmekaar te maak, is eintlik niks seggend as dit opgeweeg word teen die oneindigheid van God se heerskappy nie. Ons gaan, as die Here wil, oor 2 weke, as ons by hoofstuk 20 uitkom, 'n bietjie dieper ingaan op hierdie onderwerp. Maar eintlik sê hy vir ons, die Here gee vir hulle 'n uur, terwyl God tot in alle ewigheid sal regeer. En dit is natuurlik weer ons troos. Hoekom is dit vir Johannes belangrik? Die antwoord vind ons in die laaste vers wat ons gelees het, vers 14. Een van die belangrikste verse in die boek van Openbaring, want dit vat eintlik die hele tema van hierdie boek saam in een vers. Hulle sal teen die lam oorlog voer, maar die lam en saam met hom die wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat hy die Here van die heersers en die koning van die konings is. So wat Johannes vir ons sê, is dat geen anti-christelike regering vir ewig kan standhou nie. Want hulle het gekies om teen God te leef, om teen God in opstand te kom. En ek weet, as mens maar kyk maar wat die afgelope tyd gebeur het, en hoe dit gaan in die wêreld, dan weet ek dat ons baie keer met benoudheid kyk, na wat aan die gang is in die wêreld. Dat ons met benoudheid kyk, wat aan die gang is hier in ons eie land. Dan kom Johannes, en hy troos die Christene, wat met dieselfde benoudheid, waarskynlik met nog veel groter benoudheid geleef het as ons. En hy kom sê vir hulle, dis onnodig om bang te wees. Hou moed, word vertroos. God self sal die goddeloses oorwin. Daarom het julle nie nodig om in vrees te leef nie. En dan word hierdie oorwinning van die lam oor Babylon in hoofstuk 18 in kleurryke taal beskryf. Kom ons lees net daar die eerste 3 verse van Openbaring 18. Hierna het ek 'n ander engel uit die hemel uit sien afkom. Hy het groot gesag gehad en die aarde is deur sy heerlikheid verlig.
Hy het met 'n sterk stem uitgeroep, geval, geval het die groot Babylon. Dit het die blyplek van die bose geeste geword, die skuilplek van alle onrein geeste, die skuilplek van alle onrein roofvoëls en die skuilplek van alle onrein en afskuwelike diere, omdat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid gedrink het. Natuurlik, op hierdie stadium toe Johannes dit geskryf het, was Rome nog 'n groot, sterk stad gewees. Daar was geen teken daarvan dat Rome tot 'n val sou kom nie. Inteendeel, mense het gedink Rome is onstuitbaar. Hy kan aangaan vir altyd. Maar Rome se val is vir Johannes so seker dat hy dit beskryf asof dit reeds plaasgevind het. Ons het in Openbaring 14 vers 8 reeds eintlik met hierdie presies dieselfde woorde te doen gekry. Toe het ek gesê dat ons daarmee 'n skryfstyl te doen het wat bekend staan as die profetiese verlede tyd. Geval, geval het die groot Babylon. So Rome, die toonbeeld van alles wat sleg is, die toonbeeld van onsedelikheid, van losbandigheid en van afgoderry. Onsedelikheid in sy ergste vorme het tot 'n val gekom. Die stad wat gedink het dat daar aan haar heerlikheid nooit 'n einde sal wees nie, word deur die wraak, die toorn van God getref. En in 'n oomblik word dit hier beskryf in Openbaring 18, in 'n oomblikse tyd word sy getref deur elke moontlike pes, droefheid en hongersnood. En dan is dit verby. Kom ons lees net nog so 'n paar verse verder aan. Openbaring 18, eers vers 3. Die konings van die aarde het onsedelik met haar verkeer en die sakemanne van die aarde het ryk geword uit haar grenselose weelde. Vers 9. Die konings van die aarde wat onsedelik met haar gelewe het en hulle daarin verlustig het, sal huil en te kere gaan oor haar, wanneer hulle die rook sien soos hy verbrand word. Hulle sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat haar aangedoen word, en sal sê, hoe vreeslik, hoe vreeslik. Die groot stad Babylon, die sterk stad, in een oomblik het die oordeel oor jou gekom. Die sakemanne van die aarde huil en kerm oor haar, omdat daar niemand meer is om hulle goed te koop nie. Vers 21, toe het 'n sterk engel 'n groot klip, so groot soos 'n meulsteen gevat en dit in die see gegooi en gesê, so, met geweld, sal Babylon, die groot stad, neergegooi word, en niemand sal hom ooit weer kry nie. So hier is 'n groot geween en 'n gehuil oor die val van Rome. Die konings van oor die hele wêreld, wat voordeel getrek het uit die voorspoed van Rome, hulle huil. Die sakemanne wat met Rome handel gedryf het, hulle huil, want daai handeldryf bestaan nie meer nie. Hulle kry nie meer geld uit Rome uit nie. Die skeepskapteins, ek het dit nou nie gelees nie, maar die skeepskapteins wat daai goedere vervoer het, wat natuurlik ook baie geld gemaak het, omdat hulle daai goedere vervoer het, ook hulle huil, want skielik het al daai dinge opgehou, en dit bestaan net eenvoudig nie meer nie. Hulle bron van inkomste is nou afgesny. En dan kom daar 'n sterk engel na vore, en gooi 'n groot klip in die see. En dit is eintlik wat Johannes daar vir ons wil sê, dis die einde van Babylon. Die val van Babylon is volkome en is finaal en is vir ewig. En nou is Babylon verlate. Lees die laaste paar verse van Openbaring 18, van vers 22 af. Die musiek van siterspelers en sangers, van fluitspelers en trompetblasers, sal nooit weer in jou gehoor word nie. Geen ambagsman van watter ambag ook al, sal ooit weer in jou gekry word nie. Die gedreun van 'n meul sal nooit weer in jou gehoor word nie. Die lig van 'n lamp sal nooit weer in jou skyn nie. Die stemme van bruid en bruidegom sal nooit weer in jou gehoor word nie. Jou sakemanne was die heersers van die aarde, en deur jou bedrog is al die nasies mislei. Babylon is skuldig aan die bloed van die profete en die gelowiges, almal wat op die aarde doodgemaak is. So herhaaldelik kom sê Johannes vir ons dat sekere dinge of sekere klanke nooit weer in Babylon gevind sal word nie, of gehoor sal word nie. Geen musikant nie, geen ambagsman nie, nie die klank van 'n meule, die lig van 'n lamp,
en ook nie die stemme van 'n bruid en 'n bruidegom sal ooit weer in daardie heidenstad gesien of gehoor word nie. Absolute verlatenheid is die beeld wat Johannes hier in ons voorhou. Broer en suster, watter troos hou dit vandag vir ons in om te hoor dat Babylon geval het? Dit, dat God elkeen wat teenoor hom staan, nie ongestraf sal laat bly nie. Selfs magtige koninkryke en regerings wat hulle teen God verhard, sal nie ongestraf bly nie. Elkene wat hulle teen God verhard, gaan vergeld word vir al die onreg wat hulle op aarde gepleeg het. Trouwens, in hoofstuk 17 vers 6 word daar gesê dat Babylon dubbeld vergeld sal word ooreenkomstig haar dade. Met ander woorde, die straf gaan 2 keer so erg wees as wat sy eintlik verdien om te kry. En ek weet dat dit vir ons baie keer lyk asof dinge hier op aarde besig is om hand uit te ruk. Maar wat Johannes vir ons sê, moenie bang wees nie. God is nog steeds in beheer. Selfs in tye van chaos, God is nog steeds in beheer. En in die oë van God is hierdie tyd van chaos, al hierdie dinge wat op aarde gebeur, wat oor die loop van eeue hier op aarde gebeur het, in God se oë is dit maar net 'n uur lank. Dis eintlik niks, gemeet teen die heerskappy van God. Want dit moet ons weet. Die uurglas is besig om uit te loop. Wanneer dit heeltemal gaan uitloop, dit weet ons nie. Maar as die laaste korreltjie sand deur daai uurglas geval het, dan sal elkeen wat die merk van God ontvang het, elkeen wie se naam opgeskryf staan in die boek van die lewe, soos dat dit ook hier geskryf is in hoofstuk 17, sal kan kom deel in die vreugde wat kom as God, as die finale oorwinnaar uit die stryd tree. As hy as die koning van die konings en die Here van die Here openbaar word. So te midde van al hierdie onsekerheid waarin ons baie keer leef, het ons een sekerheid. En dit is dat God reeds oorwin het. Babylon, die bron van sedeloosheid en losbandigheid, sal deur die lam vernietig word. Dit kan ons weet. Amen. Here, ons leef in tye wat vir ons baie keer met onsekerheid laat. En dit is letterlik so dat ons nie weet wat die dag van môre vir ons voorlê nie. Here, dankie dat ons op U kan vertrou. En Here, dit wil ons vandag kom doen. Ons wil vandag as individue, maar ook as gemeente, onsself opnuut aan U verbind, Here. En Here, ons wil vra dat U deur alles wat ons doen, deur alles wat ons sê, die manier wat ons optree, die manier wat ons teenoor mekaar optree, dat in alles ons U eer sal soek. Here, ons gebed is dat hierdie gemeente bekend sal wees vir die wyse waarop U gedien word deur ons as lidmate. En ons kom bid, Here, dat U met elkeen van ons ook 'n pad sal loop. Ons het ook gehoor dat ons onsself moet gaan ondersoek voor U. En ons kom bid
dat U deur U Heilige Gees met ons sal praat. Here, U ken ons lewens. U weet waar ons swakpunte is. U weet wat dit is wat vir ons dit moeilik maak om altyd vir U te verheerlik. U weet wat is dit wat tussen ons en U inkom met tye. Here, openbaar dit aan elkeen van ons persoonlik en help vir ons om ook daardie dinge af te lê in U naam en tot eer van U. Ons vra dit alles in die naam van Hom wat is en wat was en wat weer kom, ons Here Jesus Christus. Amen.